Ja, goeiemôre aan julle almal. Ek is dankbaar dat julle ingeskakel het. Dit lyk vir my is maar 'n bietjie van 'n kouer dag vandag en ek hoop julle is warm. Miskien hoef julle nie uit te gaan nie. Maar meeste van ons is nou nie so gelukkig nie. Ons moet maar aangaan. Maar ek hoop julle is warm. Ons gaan vanoggend verder met 'n wonderlike Bybelstudie oor die aanbidding van God en spesifiek ook die aanbidding van God in die erediens. En die erediens is eintlik 'n miniatuur weergawe van of 'n verkorte weergawe van dit wat in ons lewe gebeur. Hoe dat ons God in ons daaglikse lewe wil dien. Nou, voordat ons gaan begin deur saam te lees, wil ek soos gebruiklik eers vra dat julle saam met my sal bid. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en ons hemelse Vader, ons aanbid U in hierdie oggend en dit is ook die bedoeling van ons Bybelstudie om aan U in die eerste plek die eer te gee vir die geleentheid wat ons het. Dit is ook ons bedoeling om U te dien en nie net om te ontvang nie. En daarom maak ons ook die tyd en wys ons daardeur dat U vir ons ook belangrik is. Gee dat daar ook dan hierdie regte hartsgesindheid in elkeen van ons sal wees, dat ons op U gefokus is en nie op onsself nie. Ons bid dat U ons ook sal aanskou as mense wat deur U begenadig is in Christus, dat U ons nie sal sien as sondaars wat verlore is nie. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus. Amen. Goed, hierdie is werklik vir my een van die belangrikste Bybelstudies, dink ek, wat ons tot op hede al gehad het en saam aangepak het, omdat ek dink dat mense se kundigheid oor die wyse waarop ons God moet dien en die wyse waarop ons hom moet aanbid, is oor die algemeen nie baie goed nie. Ek dink nie mense dink baie daaraan nie. Ek dink dit gaan by baie mense verby. En dan wat opvallend is dat mense se kennis van die liturgie is nie goed nie. Hulle dink dit is iets wat die liturg sommer self oor kan besluit. En dan as jy gaan kyk na hoe dat die liturgie 'n verkorte weergawe is van dit wat in ons lewe gebeur, dan besef 'n mens net, jy weet, jy vra jouself die vraag af, hoeveel van ons aanbid God op die regte manier? En wat kan ek doen dat my aanbidding van God behaag en nie my behaag nie? So, kom ons kyk in die lig van dit wat ek gesê het na hierdie gedeelte. Ek dink wat ek net ook hier wil byvoeg is dat as jy gaan kyk na die aanbidding van God, dan is die deel wat oor die algemeen mense nog die minste van weet, is gewoonlik die musiek en wat die lied in die erediens moet wees en wat dit verwoord. Jy kry ontsettend baie afwykende gedagtes hieroor. Dit is gevestig en mense sal vir jou maklik sê, maar dit word nog altyd so gedoen. Maar met dit word nog altyd so gedoen, bedoel hulle, dit word die laaste 100 jaar so gedoen. En daar's 'n baie langer geskiedenis wat 'n mens hier in gedagte moet hou. En die lied het 'n plek ook in ons godsdiens en in ons persoonlike godsdiens, in ons huisgodsdiens, in ons godsdiens saam met ons eggenoot. So, miskien kan ons 'n paar gedagtes net met mekaar daaroor ook wissel. Nou, die eerste lied waarna ons gaan kyk vanoggend in hierdie gedeelte, is natuurlik die eerste lofsang, en dit is deel van die introitus of die ontmoetingsdiens, daai eerste gedeelte van die erediens. En dan kom 'n mens agter, maar God kom en hy gee vir ons die lied wat ons moet gebruik. En die oomblik as ek moet praat oor die eerste die lofsang aan die begin van die erediens, dadelik dink ek aan een spesifieke gedeelte van die skrif. Ek dink
aan Psalm 150. En ek wil saam met julle vanoggend se Bybelstudie dan open met Psalm 150, wat 'n psalm is waarin die Heilige Gees ons aanmoedig en aansê en beveel om God te prys, om God te loof. En dit is die roeping, dit bring ons by die kern van die rede van ons bestaan uit. Ek het deesdae baie gesprekke met mense wat handel oor, wat is jou doel? Waarheen is jy op pad? Hoekom is jy hier? Wat moet jy bereik? Waarmee moet jy besig wees? En in 'n sekere sin is dit presies wat Psalm 150 vir ons sê. Prys die Here, prys God in sy heiligdom, prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf, prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid, prys hom met die ramshoring, prys hom met harp en lier, prys hom met tamboerijn en koordanse, prys hom met snaar, instrumente en fluite, prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asem het, wat asemhaal, die Here prys, prys die Here. Nou as ek net 'n paar opmerkings vinnig kan maak oor Psalm 150 en nou gaan ek oorslaan na 'n ander vertaling toe. Kom ons kyk 'n bietjie na die 2020 vertaling. Ek dink die 2020 vertaling wys vir ons wat 'n woord word daar gebruik, die woord halleluja, wat so 'n belangrike woord is. Loof hom in sy heiligdom, weer is dit 'n bevel, loof hom in sy magtige hemelkoepel. Met ander woorde, hier word hierdie twee dinge wat ek net nou vir julle gesê het. Jy weet, mense sal dalk oor hierdie Bybelstudie sê, ag, jy weet, ek het nie baie erg aan hierdie Bybelstudie nie, ek stel nie daarin belang nie, dit is nie vir my daaglikse lewe van vreeslike betekenis nie, ek kan nie eintlik verstaan waarom die dominee besluit het op hierdie Bybelstudie nie, wel dan verstaan jy niks. Dan verstaan jy nog nie dat die liturgie is die miniatuur weergawe van wat in jou lewe gebeur nie. En hier sien jy dit in Psalm 150. Die heiligdom en die magtige hemelkoepel, alles wat onder daardie hemelkoepel is, word direk langs mekaar genoem. Dit wat in die heiligdom gebeur, moet gebeur in my lewe. Daar is 'n direkte verband. En daarom is dit so belangrik dat ek verstaan wat hier in die kleine gebeur, sodat ek dit in die grotere deel van my lewe kan gaan toepas en uitleef. Jy sien, mense dink hulle weet, maar hulle weet nie, hulle dink hulle verstaan, maar hulle verstaan nie. Hulle moet eers die kleine verstaan, voordat hulle by die groote kan uitkom. Loof hom oor sy kragtige dade, loof hom na die omvang van sy grootheid. En dan word verskillende instrumente genoem. Nou, ons kan net gou vinnig kyk hoe lyk dit in die 53. Weereens, jy kan sien, daar is baie nou ooreenkoms tussen die 2020 vertaling en die 53 vertaling. Nou, mense sal sê, maar hoekom, net 'n vinnige ding, hoekom het ons nie in die gereformeerde erediens meer van hierdie instrumente nie, want ons het hierdie instrumente in die alledaagse lewe. Mense sal ook vra, maar is dit verkeerd as ons ander instrumente gebruik om die Here se lof te besing? En daar's niks meer verkeerd nie. Ons het byvoorbeeld onlangs 'n trompet gehad by een van ons verrykingsgeleenthede. Maar jy kan baie ander instrumente byvoeg. En as jy nie geweet het nie, 'n orgel is eintlik 'n instrument wat 'n klomp instrumente bevat en die klank van 'n klomp instrumente saamvoeg. En daarom is 'n orgel eintlik 'n miniatuur orkes tot 'n sekere sin, maar daar's niks meer verkeerd om meer instrumente in te skakel by die lofprysing van die Here nie. Maar die eintlike instrument, die instrument wat God die graagste wil hoor,
kry ons aan die einde van Psalm 150 en dit beklemtoon die belangrikheid daarvan. Dit sê vir ons, dis die een wat God geskep het en die ander instrumente is deur mense gemaak, maar hierdie is die instrument wat vir God die belangrikste is. Laat alles wat asem het die Here loof, halleluja. Alles wat asem het, met ander woorde, die stem van die Here, die stem van die mens, is uiteindelik die instrument wat God wil hoor. So dit is so belangrik, Psalm 150 sê vir ons so baie met die oog op hierdie Bybelstudie wat ons vanoggend het. Kom ons kyk 'n bietjie, ek gaan met julle die gedeelte deel, wat ons nou al 'n rukkie mee besig is, en ek dink hier is baie kosbare inligting. Ek het eintlik weer daaroor gedink dat ek van hierdie inligting ook weer wil verwerk en probeer insluit in die saadkorrel sodat ons meer mense kan bereik. Ek dink dat 'n groot misverstand vandag is dat mense dink dat die sang in die kerk moet vir die mense plesier gee. Nou, dis 'n klassieke antroposentriese mensbeskouing, nee, vir die erediens. Met ander woorde, die fokus is op die mens in die middelpunt. Die musiek moet vir die mens lekker wees. Dis nie vir my lekker hierdie goed wat julle sing nie, sal mense baie keer sê. Ek kan dit nie sing nie, dis vir my moeilik om dit te sing. En die klem is heeltemal op die verkeerde plek. Ek wil na 'n erediens toe gaan waar die mense lekker sing en waar hulle dit geniet. Ek wil dit geniet. Nee, jy is verkeerd. Jy kan dit geniet, daarmee is nie iets verkeerd nie. Dit is ook goed dat 'n mens dit beleef wat jy vir God doen, maar jou fokus is nie jou genot nie. Jou fokus moet die diens van die Here wees, want dit is Gods diens waarmee ons besig is. So, die klem het nie geval op die musiek nie. Die klem het nog altyd geval op die woord. Onthou nou wat leer ons uit die hervorming uit, die woord het die primaat. Die Bybel is die belangrikste. Die woord kom eerste. En dit kom nie net van die hervorming af nie, dit was nog altyd so. God wat spreek en die volk wat luister. Wanneer ons sing ons God se woord. As ons nie God se woord sing nie, is daar 'n wesenlike risiko dat dit wat ons sing nie vir God welbehaaglik is nie. God het sy woord so geskryf dat sy woord bevat ook materiaal wat ons kan gebruik om hom mee te loof en te prys. Hy het dit geskryf vanuit ons perspektief sodat dit vir ons bruikbaar kan wees om hom daarmee te dien. Dit is wat hy wil hê ons moet gebruik. Hy sê vir ons, hier is dit, gebruik dit. En met spesifiek, hier is dit, gebruik dit, bedoel ek, in die eerste plek, die 150 psalms. En dan die ander dele van die Bybel wat geskik is om beruim te word. Nie alles in die Bybel is geskik om beruim te word nie, want dit voldoen nie aan hierdie beginsel dat God dit vir ons gegee het met die bedoeling dat ons hom daardeur of daarmee moet dien nie. So ons gebruik nie goed wat deur mense geskryf is nie. Dis so goed ons sê nou, maar ek is nie tevrede met dit wat die Here vir my gegee het nie, ek gaan iets anders te gebruik. Nou, daar is nie meer iets verkeerd om iets anders te skryf vanuit jou geloofsoortuiging en vanuit jou hart uit, waarmee jy die Here ook wil dank en eer nie, maar dit is nie noodwendig geskik, so geskik soos byvoorbeeld dit wat God self vir ons gegee het, vir die erediens nie. En ons moet altyd in die eerste plek, dit wat God vir ons gegee het, eerste stel, en nie dit wat ons as mense uitgedink het of self geskryf het nie. Nou wat interessant is, die Jode het so 'n ritmiese praatsang gehad, en ek wil amper vir jou sê, as jy al gehoor het, hoe
lees die moslems die Koran, is dit baie dieselfde, so 'n tipe van 'n praatsang. Met ander woorde, die klem is op die woorde, nie op die musiek nie. En nou moet jy altyd onthou dat ons gebruik sang in die ontmoeting met God as deel van die gesprek met God. Ons praat met God, ons verwoord wat in ons hart is en ons gebruik die Bybel. Dink byvoorbeeld aan Psalm 134, as ek reg onthou, het ons verlede week met Psalm 134 geopen. Kom, loof die Here, weer eens, daai uitdruklike bevel. O alle knegte van die Here, wat snags in die huis van die Here staan, hef julle hande op na die heiligdom en loof die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Psalm 118 vers 29, weer dieselfde opdrag. Die opdrag herhaal konstant, nie net deur die bundel van die psalms nie, maar deur die Bybel. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Jy ken daardie woorde baie goed. Jeremia 33 vers 11, daar lees ons, die stem van vreugde en die stem van vrolikheid. So daar is niks meer verkeerd om vreugde en vrolikheid te hê nie, en waaroor het ons vreugde en vrolikheid? Ons het dit in God, oor wie hy vir ons is, wat hy vir ons doen, wat hy vir ons beteken, oor die verhouding wat ons met hom kan hê, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem van die wat sê, let op die dialoog, die stem van die bruidegom, die stem van die bruid, ons is die bruid, loof die Here van die leerskare, want die Here is goed. En kyk waar is die fokus, nee, die fokus is op die Here, en nie op die mens nie, nie op wat ek dink, ek weet van die Here nie, maar dis op die Here, want sy goedertierenheid is in ewigheid. En dit is natuurlijk weer aanhaling uit Psalm 118 wat Jeremia gebruik. So ons sien dat in die Oud-testamentiese kerk sien ons byvoorbeeld in Jeremia 33 die belangrikheid van die bundel, die psalms vir die Oud-testamentiese kerk en natuurlijk ook vir ons as die Nuwe Testamentiese kerk. Nou as jy dink aan die eredienste vandag, wil ek vir jou sê, daar's miskien 2 Afrikaanse kerke waar die psalms nog die hooflied is, waar die mense meestal uit die psalms uitsing. Oorwegend sing mense nie meer die psalms nie. Ek vind dat die kinders ken ook nie meer die psalms by die skool nie. Die gereformeerde kinders is 'n uitsondering, want ek leer vir hulle die psalms. Dit is die waarmee hulle moet groot word. So die geskiedenis, die openbaringsgeskiedenis van die Ou Testament en die Nuwe Testament wys vir ons op die belangrikheid van die bundel van die psalms. Dis 'n groot fout wanneer die kerk vandag nie meer die psalmbundel as die nommer 1 bron het van die wyse waarop God gedien word nie. En dit allerhande ander liedere is hymns of hymnes of want wat 'n samevlansing is dikwels van verskillende dele van die Bybel, maar dit is mensewerk, dit is nie God se werk nie. Onthou nou, die psalmbundel is God se eie werk. Dit is wat hy vir ons gegee, dit is sy werk deur sy Heilige Gees. En daarom moet die psalms eerste kom en dan ook skrifberuimings, want dit is God se eie werk. Hy is self die outeur daarvan. En daarom weet ons kan dit vertrou en is dit geskik vir gebruik in ons daaglikse godsdiens. En nou het ek 'n ding gesê wat ek nie wil hê by julle moet verbygaan nie. Ek het gesê in ons daaglikse godsdiens. Op 'n manier moet die psalmbundel en die eer wat ons aan God saambring, moet ons in ons daaglikse lewe inbring. In ons huisgodsdiens, in ons persoonlike godsdiens, daar's niks meer verkeerd om vir God te sing nie. Al is jy nie 'n fantastiese sanger nie en al kry jy nie die melodie 100% reg nie,
jy kan dit ook praat, sing, net soos wat die Jode dit gedoen het. Maar bring dit in jou godsdiens, saam as man en vrou, of as jy enkel lopend is, doen dit dan alleen, vat jou psalmboek, 'n Bybel en 'n psalmboek. Ek sê altyd, jy moet 'n psalmboek nog steeds hê, sodat jy by die huis, uit die psalms, uit die psalmboek, kan sing of praat sing tot eer van die Here. Dis hoe die Here jou stem wil hoor. Onthou nou Psalm 150, die grootste instrument wat hy geskep het, met die breedste spektrum van klanke wat moontlik is die mens se stem. En God sê, dis die stem wat ek wil hoor. Ek sou ook byvoorbeeld vir julle kon gewys het op Openbaring en die belangrikheid van sang in Openbaring om God te eer in die hemel. Dit is 'n baie groot deel van dit wat in die hemel gebeur, is hierdie manier waarop ons God dien. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, dat ons dit reeds in ons alledaagse lewe moet inbring. En ek dink nie, dit staan hier nie, dit staan nie in hierdie gedeelte nie, ek sê dit vir u, juis omdat dit nie hier staan nie, want ek sal die lot van die land verander soos tevore, sê die Here. En 'n mens kom nou ook hiermee agter met hierdie laaste woorde van Jeremia 33, dat die verlossing wat die Here gee, die goed wat hy werk in mense se lewe, sien hulle raak en hulle verwoord dit. En ek en jy moet dieselfde doen. Goed, Esra 3 is 'n baie interessante een, Esra 3 vers 11, en hulle het aangehef met lof en dank aan die Here, want hy is goed. Nou dis die eerste openbaring van die Bybel, dat God is goed, want sy goedertierenheid oor Israel is vir ewig. En onmiddellik herinner dit 'n mens weer aan Psalm 118 vers 29, so jy sien ook dat die kerk deurgaans ook in die Ou Testament gebruik die psalmbundel. Die psalmbundel is weer gebaseer byvoorbeeld op die boek Genesis. Hier is hierdie interaksie tussen die verskillende dele van die Ou Testament. En die hele volk het gejuig, en daar is vir my die belangrike deel, spesifiek van die Esra 3 teks, en die hele volk het gejuig, want ek weet mense gebruik voorsangers, en jy het koormeesters en kore, en ons doen dit nie in die gereformeerde kerk nie. Hoekom nie? Want ons kom uit 'n tradisie waar ons losgekom het uit die katholieke kerk, waar die kore en die koorsangers oorheers het, en die volk het stil geword, en dit was 'n beginsel by die katholieke. Hulle het die kerk of mense in die algemeen in twee groepe gedeel. Hulle het gesê, daar is die kleres en daar is die leke. Die kleres is die geleerde mense, die priesters, die mense wat weet wat hulle doen, teenoor die leke is die stomsinniges, die dom mense, die gewone mense. En hierdie mense kan God nie eintlik dien op hulle eie nie. Hulle het hierdie mense, die kleres nodig, sodat hulle God kan dien. Nou, dis natuurlik baie gevaarlik, want dit beteken, as jy huis toe gaan en jy's 'n gewone mens, dan is jou band met God in gedrang, want jy kan God nie dien sonder die priester nie. Nee. En jou stem word stil gemaak. En God het nie net mooi sing stemme gemaak nie, hy het gewone stemme ook gemaak, maar hy wil almal se stem hoor. Hy het juist daai stem aan jou gegee, wat jou unieke stem is, wat hy herken. Besef jy, God ken elke stem wat hy gemaak het. Hy herken dadelik my stem, want my stem is nie soos iemand anders se stem nie. En dieselfde met jou stem. Net so tussen hakkies, julle weet seker dat Mimi Koortse seker die bekendste Afrikaanse vroulike sanger is gister oorlede. Wat 'n stem het daai vrou nie gehad nie, wat die Here aan haar gegee het. Dis nie iets waarop sy haar self kon beroem nie, sy was ook baie nederig geweest, maar 'n mooi stem is iets wat die Here vir ons gegee het, en dis 'n gawe as jy een gekry het, maar die Here het aan elkeen van ons 'n stem gegee, want hy wil daai stem hoor, omdat die fundament
van die huis van die Here gelê was. Nou ja, so die hele volk sing, die hele volk juig. Nou, as jy hierdie gedeelte deurgelees het, en ek kan nou seker nie veronderstel dat jy daarby uitgekom het nie, dan, en ek probeer dit altyd vir mense wat met musiek moet werk, soos byvoorbeeld orgeliste, probeer ek het ook verduidelik, en nou wil ek vir julle 'n ander ding sê, in die wêreld waar ons nou lewe, is daar in die algemene misverstand, en as ek gaan kyk, en ek het regtig baie moeite gedoen al met hierdie goed, hoe die eredienste gereël word in verskillende Afrikaanse kerke, dan is daar 'n idee dat die orgelis is eintlik verantwoordelik vir die liturgie. Hy besluit wat gesing word, of sy besluit wat gesing word, wat daar is 'n koor wat afgerig moet word, hulle is in beheer daarvan. Nou weet julle waar kom dit vandaan? Dit kom van die Rooms-Katolieke af. Mense soos bekende komponiste, soos byvoorbeeld, ek dink 2 van die heel bekendstes, is natuurlik Bach in die eerste plek met 'n mens hom noem, en in die tweede plek Händel. Hulle het hulle groot werke geskryf in diens van die een of ander biskop of kerklike amptenaar wat hulle in diens geneem het, en hulle was die amptelike musiekmakers van 'n spesifieke kathedraal. Hulle het die musiek daar beheer en gekomponeer. Maar die hervorming het ons teruggebring na die punt toe waar die woord kom eerste. En omdat die woord eerste kom, beteken dit dat die liturgus nie die orgelis, dit is nie vir die orgelis om oor hierdie goed te besluit nie, maar die bedienaar van die woord. En dink 'n bietjie daaroor, die bedienaar van die woord weet tog wat gepreek word. Die bedienaar van die woord weet en het die kennis en moet die kennis ontwikkel, watter dele van God se lied wat hy vir ons gegee het, gaan pas by die bediening van die woord op daardie Sondag. En daarom is dit die bedienaar van die woord se verantwoordelikheid en taak. Nou, die musiek dien altyd die woord. Die woord kom altyd eerste en nie die musiek nie. En dit onmiddellik begin jy sien, maar dit beteken, dit gaan nie hier oor die mens nie. Dit gaan nie oor wat die mens beleef nie. Dit is nie antropocentries nie. Dit is theocentries, dit is gefokus op God. Ja, God praat ook met die mens. Dis die wonderlike van wat hier gebeur, wanneer die Heilige Gees ons lei om te sing, en ons sing die ware woord van God, dan gebeur daar ook iets in ons. Die Heilige Gees werk ook deur die ware woord van God in ons, en ons sing dit mekaar toe, ons hoor mekaar as ons sing, en ons sing dit om God te aanbid en God te eer. So daar gebeur op soveel vlakke iets, wanneer ons die woord van God sing, maar dan moet dit die woord van God wees, en nie ons eie woorde of ons eie gedagtes nie. Nou, as jy hierdie goed begin verstaan, daar's baie om hier te leer, hoor. As jy hierdie goed begin verstaan, en jy kyk na die geskiedenis, dan kan jy agterkom, maar dit is eintlik hoe dit moet werk. Daar moet nie eers eintlik 'n gesprek hieroor wees nie. Jy weet, ons moet mekaar onderrig, en ek dink, dit is wat ons nou ook probeer doen. Dink vir baie jare, het dinge verkeerd geloop, en as jy byvoorbeeld nou vat, by openbare skole, jare gelede, toe ek 'n jong kind was, is die psalms gesing, en ons het 'n baie goeie kennis van die psalms ontwikkel. Vandag moet ek vir julle sê, het die kinders nie eers meer sang by die openbare skole nie, hulle sing nooit 'n psalm nie. Ek kan vir jou sê, in die laaste 20 jaar, het ek nie 'n psalm by 'n skool gehoor nie, in die laaste 20 jaar. En dit is absoluut, eintlik as jy daaroor dink, dit is eintlik skokkend, nee, dat die psalms so verdwyn het. Hulle sing baie keer letterlik goed van Juanita Du Plessis.
En dan is dit nie eers 'n Christelike lied nie. Dit is Christelik gemaak. Mense het dit 'n inhoud probeer gee, wat dit nooit oorspronklik gehad het nie. So, hierdie is 'n groeiende probleem, en wat nog erger is, onthou nou wat het Martin Luther hieroor gesê. Martin Luther het gesê, gee my die lied van die kerk, en ek laat die kerk vir jou dwaal binne een generasie, binne 1 of 2 generasies, is die kerk totaal op 'n dwaalspoor. So, en ek dink dis wat ons sien in Suid-Afrika, dat dinge het verkeerd geloop by die lied, en mense verstaan nie meer hoekom 'n sekere psalm op 'n sekere plek in die erediens kom, en hoekom dit 'n sekere plek in hulle lewe moet hê nie. Hulle ken dit nie meer nie, hulle ken nie meer die psalms, hoegenaamd nie die woorde nie die musiek nie, en daarom beland hulle so maklik onder die invloed van dwaalleraars. Goed, kom ons kyk gou-gou, die vroeë Jode, hulle het kore geken, wat ook tydens aanbidding opgetree het. By sang is instrumente gebruik, daar was ook koorleiers, soos Miriam en Asaf. Miriam is die suster van Aaron gewees, van Aaron en Moses gewees. Sy het natuurlik 'n baie prominente rol gespeel in die lei van die musiek ook, en dan die gemeente het soms in rydanse sing, mans en vrouens in aparte rye, soos byvoorbeeld pas na die deurtog. In die vroeë Christelike gemeentes, dis nou in die Nuwe Testament, het daar 'n bietjie van 'n oorgang gekom, en het dit aangepas by die Romeins-Griekse kultuur. Die liturg het baie keer die eerste gedeelte van 'n vers gesing, waarop die gemeente die tweede gedeelte gesing het. Nou dis amper hoe die mense in ons Afrika kultuur sing. Daar is 'n groepie mense wat die eerste deel sing, en dan begin die ander deel van die gemeente die tweede deel sing. Wat baie interessant is by hulle, ons het nou begin om hulle te leer om ook die psalms te sing, maar hulle het natuurlik vir baie jare hierdie hymnes wat hulle gebruik, en dis moeilik om hulle nou daarvan te oortuig, en hulle het 'n sekere manier van sing. So ons wil nie noodwendig hê hulle moet sing soos wat ons in die Afrikaans sprekende gemeente sing nie, maar hulle moet minstens die inhoud reg kry. Goed, so die karakter van hierdie vroeë kerksang was nie kunstig nie, en ek wil dit beklemtoon. Jy weet, die feit dat mense dink, dit gaan oor die kunstige musiek, die lekker musiek, die klem is dan op die verkeerde plek. Ek dink dit is verkeerd as 'n mens ook lekker sing nie, maar dit moet nie vir ons die bepalende wees nie. Partykeer is daar 'n psalm wat ek opgee, en dan sal mense na die tyd sê, ag dominee, jy het ons net te veel psalm laat sing vanoggend. Ons kan nie hierdie ding sing nie, of die ouderlinge kom terug van 'n huisbesoek af, en hulle sê, dominee, die mense kla, jy gee goed op wat ons nie kan sing nie. Maar dis nie die doel nie, julle verstaan nie. Dit gaan nie daaroor, dat ons net wil lekker sing nie. Jy kan daardie lied wat moeilik is, al spreek jy dit net na, al lees jy dit net na, vanuit jou psalmboek uit, terwyl die gemeente dit sing, het jy iets gedoen, en het daardie werking van die Heilige Gees in jou, en van jou af na jou medegelowiges, en van jou medegelowiges na God toe plaasgevind. Al lees jy dit net na, al roer jy net jou lippe, en jy spreek dit. Jy weet, mense is lui, en hulle so behep met hulle self, hulle so besig met hulle self, hulle mis die punt, totaal en al. En hulle is onkundig, en hulle word nie hieroor geleer nie. Nou ja, gedurende die middeleeue het slegs die priesters en kore gesing, en die gemeente het onmondige toeskouers en net luisteraars geword. Hulle was eintlik heeltemal passief. Met die reformatie het Martin Luther weer aan gemeentesang die regte plek gegee in die erediens, en hy het dit herstel. Een van Martin Luther se gunsteling psalms is natuurlik Psalm 46,
'n vaste burg is onse God, wat 'n wonderlike psalm is. In Genève het Johannes Calvin ook baie moeite gedoen om die psalmsang tydens die erediens te bevorder, maar hy was nie noodwendig so baie musikaal nie, en hy het ook van Louis Bourgeois gebruik gemaak, en Louis Bourgeois was die amptelike voorsanger van Genève. Ons het ook tot redelik onlangs nog 'n voorsanger gehad. In 'n sekere sin dink ek vervul ek 'n bietjie daardie rol as die liturg, maar nie almal wat die dominee is kan noodwendig sing nie, en ek sê ook nie ek sing fantasties nie, ek kan dalk net 'n bietjie voorsing, en ek ken daarom die baie van die melodieë. Nou, mense weet nie van Maestro Pierre, wat Calvin ook gebruik het in Genève nie, en hy het baie van hierdie psalms wat ons vandag het, se musiek, het hy vir ons saamgestel, die melodieë saamgestel, Psalm 62, 74, 84, 88, 89, so onthou maar 'n bietjie van Maestro Pierre. Party van hulle is natuurlik heel klassieke melodieë, en ek dink hier moet 'n mens altyd ook sê, onthou nou die volgende, dat die musiek moet pas by die woorde, die melodie moet pas by die woorde. Jy kan byvoorbeeld nie uit dieptes gans verlore op die melodie van Psalm 33, wat 'n opgeruimde, vrolike melodie is, sing nie, want die melodie van Psalm 33 pas geensins by die woorde van Psalm 130 nie. Daarom is ek nie 'n voorstander daarvan, dat oraliste op eie goeddinke somme melodieë rondskuif, en dit by verskillende psalms gebruik nie, want hulle het nie altyd die kennis, baie min van hulle het die kennis, om te verstaan, want jy moet eintlik 'n baie goeie kennis van die inhoud van die psalm hê, die woordelikse inhoud, sodat die melodie daarby kan pas. So, dis nie iets wat jy maar net lukraak kan doen, soos wat jy dit goed dink nie, dit hoort by mekaar, en daaroor word besluite geneem deur kundige mense. Goed, musiekbegeleiding en gemeentesang. Kyk, as 'n gemeente nie gaan leer om te sing nie, en as 'n gemeente nie gaan oefen nie, gaan hulle naderhand al minder sing. En dis ook baie keer die skuld van die liturg, deurdat die liturg altyd dieselfde musiek opgee, dieselfde psalm gebruik byvoorbeeld na die wet. En dit moet nie gebeur nie. Die gemeente moet geoefen word in 'n verskeidenheid van die musiek, sodat die gemeente ook dit tuis kan sing. Nou, tuis het ons deesdae meer opsies. Jy kan met jou rekenaar en met jou telefoon, kan jy vir jou en jou vrou die musiek opsit, en julle kan dit saam sing. Julle kan lekker saam sing ook, tot eer van die Here, en leer hoe om saam te sing, tot eer van die Here. Jy kan 'n deel maak van jou godsdienstoefening, saam met die kinders. Ons het altyd, ons het saam met die kinders gesing, met huisgodsdienst. Dit was 'n belangrike komponent van huisgodsdienst, en elkeen het 'n beurt gekry om psalm of 'n skrifberuiming op te gee, en ons het saam gesing. Goed, so, ek dink dat daar is baie wat julle hier kan gaan lees oor musiekbegeleiding. Die belangrike is net dat die musiekbegeleiding moet nie die woorde oorheers nie. Jy kry dat die orgel heeltemal oordonderend is, heeltemal te hard gespeel word, en nie meer begelei nie. Dit is nie 'n konsertuitvoering nie, dit is nie vir die orgelis om dit oor te neem nie. Die orgelis moet begelei, moet saam met die gemeente werk, en die musiek moet eintlik net die gemeente stimuleer en help, veral daar waar dit by meer onbekende psalms kom. Goed, so jy weet, deesdae wil mense glad nie hieroor praat nie. As jy net begin praat in die rigting van die begeleiding, dan word orgeliste vir jou vies, of mense word vies. Ek dink die korrekte manier is,
jy het maar 'n kommissie van die kerkraad, wat hierdie goed bespreek, wat kundig is, wat opgelei word, om uiteindelik kundig te kan wees en te kan praat oor die orgelbegeleiding, waar dit reg is, waar dit nie reg is nie. Ek dink die oplossing lê uiteindelik in kundigheid. Dit lê in groei by almal, sodat ons uiteindelik kan uitkom by die doel, en die doel is die diens van God. Dat ons hom wil aanbid soos wat dit vir hom welbehaaglik is. Dit gaan nie daaroor dat die orgelis moet probeer wys waartoe hy of sy in staat is nie. Daar moet 'n sensitiwiteit wees rondom die gemeente en wat die gemeente kan en wat die gemeente nie kan nie, en om dit te ontwikkel. Dus byvoorbeeld het ek al begin skryf aan die belangrikheid van begeleiding met katekisasie, sodat die kinders kan leer om saam met die orgelis te werk en saam met die orgelis te sing en nuwe psalms en melodieë aan te leer. Dit is 'n belangrike saak wat vir 'n kerkraad 'n baie belangrike saak moet wees en wat ontwikkel moet word en uitgebou moet word. Natuurlik, ek dink ouers het ook die taak om, as hulle sien 'n kind het 'n gawe vir musiek, hulle kinders te help om uiteindelik 'n instrument te kan bespeel sodat ons musikante kan hê in die kerk. En hier wil ek my dogter as 'n voorbeeld gebruik, wat meer as een instrument kan bespeel. En wat vir my mooi is, toe hulle na 'n gemeente toe trek, hulle is in die gemeente van Pietersburg, toe die tannie wat altyd die orgel daar bespeel, nie kan speel nie, met sy voor die tyd begin om weer te oefen. Ek het haar instrument vir haar gevat, ons het vir haar nog instrumente toe geneem, dat sy kan voor die tyd oefen, en nou is daai gemeente altyd verseker, daar is minstens iemand wat vir hulle altyd kan begelei en kan speel. Maar dit vat jare se opoffering en moeite en toewyding ook van ouers. En ons moet hierdie dinge ontwikkel, want dit is 'n belangrike deel van die erediens. Nou, daardie eerste psalm is natuurlik 'n wonderlike geleentheid, dit is 'n lofpsalm, en as jy gaan kyk spesifiek oor hierdie lofpsalm, dan is daar baie dinge wat die liturg ook nie moet doen nie, maar die diepste betekenis van hierdie eerste lofpsalm sluit weer eens aan by die Ou Testamentiese erediens, daar waar die offer gebring word, waar die gemeente eintlik kom om te sê, Here, dankie dat u kom om ons te ontmoet. En 'n mens kan sê, wanneer ek in die oggend wakker word, is een van die eerste dinge wat ek en my vrou ook doen, dood eenvoudig om vir die Here te sê, Here, dankie dat u ons wakker gemaak het, dankie dat ons kan opstaan, dat ons kan lewe, dat u vir ons sorg dat hier iets is om te eet, dankie Here, dat u in ons lewe is, dankie dat u omgee vir ons, en dit is die diep betekenis wat daardie eerste lofpsalm van die erediens vir ons indra in ons daaglikse lewe in. En jy hoor dit ook in daardie wonderlike belydenisskrif van ons, die Heidelbergse Katekismus, Sondag 38, wat sê dat die erediens begin met die Eucharistie, die dankie sê van die gemeente. Iemand het een keer gesê, die lofoffer is belydenis, en belydenis vereis nagmaal, en nagmaal vra op sy beurt 'n diens aan die Here. En dit begin by, ek weet ek is 'n sondaar, maar ek is dankbaar teenoor die Here dat ek 'n verhouding met hom kan hê. Weet so, dit alles speel af in 'n mens se lewe, 'n mens verstaan dit, dit is deel van jou belewing, van jou verhouding met die Here, en dis afgeteken in daardie erediens. En ek hoop regtig meer mense besef hierdie dinge, leer hierdie dinge. Dit gaan nie net oor verstaan van die erediens nie, maar hoe ek my lewe inrig in my verhouding met God, hoe ek my lewe
beplan en uitleef. Dit is die oomblik wanneer die ontmoeting tussen die volk en God daar gestel word. Dit verbeeld die voorreg wat sondaars geniet om God te mag ontmoet. En dit is altyd besonders. Jy weet, elke dag wat jy jou oë kan oopmaak en jy sien die teenwoordigheid van God is 'n voorreg. Dis nie iets wat almal het nie. Daar is miljoene mense, baie mense, meer mense op hierdie aarde wat dit nie het nie, wat God nie ken nie, wat God nog nie dien nie, wat vasgevang is in die greep van afgode. Dit moet groot lof en dank uit die gemeente ontlok. Jy behoort so dankbaar te wees as jy en jou vrou en jou kinders en jou gesin en jou familie die Here ken en dien. Daarom wil 'n mens so begin. Goed, ek dink 'n mens moet ook weet dat nie alle psalms is lofpsalms nie, maar die baie van die psalms het 'n begin en 'n einde lofgedeelte. Psalms het verskillende funksies en is vir verskillende redes geskryf. Byvoorbeeld Psalm 51 is 'n psalm wat skuld bely. Nou die dominee wat die liturgus behoort baie goeie kennis te hê van watter psalm gebruik hy vir wat. Baie keer sal dit skryf en dan sal dit sit waar ons die liturgie wys. Byvoorbeeld ek sal sê hierdie psalm is vir Sondag 4 geskik van die verklaring van die Heidelbergse Katekismus. Ek het onlangs gesê dat vir Sondag 4 is daar nie so baie wat aangedui word nie. Ek dink omtrent 3 psalms wat aangedui word as dat dit geskik is vir 'n aansluiting by Sondag 4. Ek sê dit ook vir die oralis, dat hy kan verstaan, dat ek kies nie maar met opset of uit moedswilligheid uit sekere moeiliker psalms om te sing nie. Dit is wat beskikbaar is. Dit is wat nou aansluit by die woord. Daar is 'n rede daarvoor. En die rede is gefokus op God. Ander gryp God aan op sy woord en bring sy dade in gedagtenis of verkondig God. So die psalms is wyd. Dit is voldoende om alles te verwoord en alles te sê wat ons nodig het om te verwoord en te sê in die verhouding met God. Goed, so die lofpsalm het 'n baie spesifieke plek in die erediens, kan julle nou agterkom. En ek dink dat selfs ek het al die fout gemaak dat ek kondig dit dalk nie heeltemal op die regte manier aan nie. Ek dink ook nie dit is nodig dat ek altyd dit moet aankondig nie. Dit moet eintlik spontaan gebeur, die vloei moet spontaan wees van die een element na die volgende element van die liturgie. Daar moet nie 'n aankondiging eers wees, die stem van die liturg moet nie eers 'n onderbreking veroorsaak nie, maar die gemeente moet nou die erediens al verstaan, die vloei van die liturgie, en ons moet doeteenvoudig outomaties die vloei volg. Daarom is dit te fout as die liturg gedurig aan die struktuur van die erediens peter en verander, sodat die gemeente nie die vloei kan volg nie, en hy moet die hele tyd aankondigings maak, asof hy 'n tipe van 'n seremoniemeester is. Die dominee is nie 'n seremoniemeester soos by 'n troue nie, 'n seremoniemeester, wat nou moet reël wat volgende gebeur nie. Die erediens is 'n ontmoeting met God. Die gemeente verstaan die ontmoeting met God, die dominee leer vir hulle wat die ontmoeting met God is, en wat die verskillende elemente is, en hoe dit werk. Dis tog nou immers wat ek nou besig is om te doen, sodat die gemeente daar met begrip kan staan, en die ontmoeting met God kan beleef en volg. En die ouers het die verantwoordelikheid om dit vir hulle kinders te leer. En allerhande onnodige aankondigings, omdat daar gedurig aan die orde van die liturgie verander word, dien nie die aanbidding van God nie. Dit maak mense onseker van wat kom volgende. Dit is nie oulik nie, dis nie interessant nie, dis onnodig. En ek wil vir jou sê, dikwels sondig
omdat die liturg eintlik die aandag op hom betrek. Dis onnodig. So gaan dink hieroor en gaan dink hoe moeilik mense dit beleef wanneer hulle by gemeentes is, en dit is hierdie tipe van chaos wat deur 'n liturg veroorsaak word, en dan is hy die seremoniemeester wat hierdie hele chaotiese ontmoeting of gebeurtenis probeer bestuur. Goed, so dit is ook nie die ouderling is ook nie die liturg nie, want ek vra jou nou in alle eerlikheid, hoeveel mense het die kundigheid wat jy vanoggend hoor, wat dit behels om hierdie goed reg te doen? Hoeveel? Dit vat 'n geweldige hoeveelheid studie en tyd om, ons praat hier net oor die eerste psalm, oor een aspek. Jy kan dit nie net vir enige iemand gee om te gaan doen nie. Dit is die verantwoordelikheid van die bedienaar van die goddelike woord. Hy moet sorg dat hy hierdie goed verstaan, en dit moet ook aan die kinders in die katekisasie geleer word. Hier word nou 'n opname gemaak, sodat mense hierdie opname kan gebruik. Gaan wys dit vir julle kinders, verduidelik dit vir julle kinders, gaan bespreek dit met julle kinders en julle kleinkinders. Goed, so die liturg moet die lofpsalm daar, die eerste psalm, op so wyse in die erediens gebruik, dat dit die gemeente aan die hart gryp. En dit kan net gebeur as dit die liturg self aan die hart gegryp het. As die liturg dit nie beleef onder leiding van die Heilige Gees nie, dan gaan dit die gemeente ook nie aan die hart gryp nie. Maar regtig vir julle sê, gaan lees hierdie goed deur, hier is baie meer as wat ek sê. En ek sê self, ek het self al van hierdie goed verkeerd gedoen, om te sê, kom ons sing saam, ek dink is nie die beste manier om dit te sê nie. Vroeger jare het mense die psalmverse, al die vers in sy geheel voorgelees, dit het 'n plek, maar ons het vandag moderne tegnologie. So dis amper nie eers nodig vir 'n aankondiging nie, die gemeente kan self daar sien wat op die skerm is, en die liturgie kan spontaan as 'n ontmoeting met God vloei en beweeg. So, ek dink jy weet, ek is, as wanneer mense by my kom en sê, ja, maar dominee so en so het dit altyd so gedoen, dan wil ek altyd vir hulle sê, wel, dominee so en so, insluitende hierdie dominee het dit dalk in die verlede verkeerd gedoen. Daar is een God, en dis nie daai dominee nie. En God bepaal, en God se woord bepaal, en dis nie die dominee nie. So moenie kom met, so dominee so en so het dit so en so gedoen nie. Want jy weet nie of hy dit reg gedoen het nie. Het jy gaan lees? Het jy gaan kyk? Het jy gaan bepaal of hy dit reg gedoen het? Dit maak nie saak wie hy was in die verlede nie. Die woord van God is die gesagvolle bron, nie die dominee nie. Of die dominee uit die verlede, of die dominee uit jou kinderdae het nie. Die woord van God, punt, niks maar daarna nie. En nou raak ek dalk 'n bietjie opgewonde hieroor, maar ek dink ons moet hierdie goed begin vir mekaar sê, en ons moet dit verstaan. Dan kritiek op musiek, ek kan ongelukkig nie nou daarop ingaan nie, maar jy weet, mense soek moderner musiek, die oomblik as jy daai roete vat, van dit is nie modern genoeg nie, dan wil ek vir jou sê, jy is weer besig om die mens in die middelpunt te plaas. Dit is antropocentries, dit is mensgesentreerd, en God is nie meer in die middelpunt nie. Ons moet wegkom van hierdie tipe van redenasie. Goed, volgende keer kom ons dan uiteindelik by die geloofsbelijdenis uit. En weer eens, ek maak die punt, ek dink dis die belangrike van vanoggend, hierdie Bybelstudie is so belangrik, want dit gaan nie net oor wat op 'n Sondag gebeur nie, maar wat op 'n Sondag in my lewe gebeur, moet gebeur op 'n Maandag, 'n Dinsdag, 'n Donderdag, 'n Vrydag, 'n Saterdag. Dit moet weerklank vind in die res van my lewe. Goed, kom ons praat gou hieroor. Is daar enige vrae of opmerkings van julle kant af? Enige vrae? Jy kan maar net jou mikrofoon
aanskakel, en as daar iets is wat jy wil vra of sê, is jy baie welkom. Goed, asseblief, dit sal op die internet wees, op YouTube, deel het asseblief met ander mense, ek hoop werklik mense groei in die verband, verstaan dit beter, so ek dink hoe by meer mense ons dit kan uitkry, die boodskap kan uitkry, hoe belangriker. Baie dankie dat julle vanoggend ingeskakel het, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, u woord is vir ons baie kosbaar en baie belangrik, en ons is dankbaar dat ons in 'n ontmoeting met u kan leef, nie net in die erediens nie, maar ook in ons daaglikse lewe, en hier waar u ons laat groei en ontwikkel in daardie verhouding, is ons ook dankbaar dat u ons ontmoet het en geleer het, en help ons Here om dit met ander te deel. Mag ons 'n gemeente wees wat daardeur gekenmerk word, dat ons fokus is op u en nie op onsself nie. Vergewe ons sonde, ons vra dit van u in u Seun se naam. Amen. Ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel het, en baie dankie dat julle so getrou ook hier is. Ek sal 'n aankondiging maak ook oor volgende week, dan praat ons weer met mekaar. Mooi en 'n geseënde dag vir julle almal vandag.